Goeiemôre en welkom aan almal van julle wat ingeskakel is, familie van Christus. Ek hoop julle het 'n lieflike nagrus gehad. Ek hoop julle gaan hierdie dag verskriklik geniet. Ek bid dat dit vir julle dat hierdie maandag die splinter nuwe week vir julle 'n fantastiese week is en net wat goed is nou en net wat mooi is nou. Hierso by ons op die oomblik windstil. Gistermiddag, laatmiddag gisteraand het dit lekker kom reën. Vanoggend oopgetrek, as so liggies wolkies aan die kante, maar hier reg bokant my pragtig oopgetrek, 'n lekker koel wintersoggend hier by my in Saldanha. Ek hoop jy gaan, soos ek sê, 'n amazing maandag hê. Gisteroggend vra ek verskoning ek vra om verskoning vir gisteroggend. Ek weet nie of alles reg afgeloop het nie. Ek hoop maar alles het reg geloop. Ek was nogal redelik in 'n panikierigheid toe ek my rekenaar aansit en hy sê vir my, toe ek 5 minute later, nadat ek koffie gemaak het, hier kom sit om te begin, toe sien ek, maar hy is nog steeds besig om op te start, toe weet ek, nee, nie vandag nie. Ek het intussen die probleme uitgesorteer, met die Here se genade, is die probleme uitgesorteer. Ek moes ongelukkig my operating system, my Windows, opgradeer van 'n Windows 10 na Windows 11 toe, hoe sê hulle, uit met die ouwe en met die nuwe, en dit is omtrent so by my, maar so ver loop die nuwe operating system pragtig, die rekenaar gedra hom pragtig, so daar is geen probleme nie. Ek wou gister 'n bietjie dieper gaan en bietjie verder gaan, maar soos julle self weet, as 'n ou so in 'n skoktoestand is, dan doen jy net wat jy moet doen en jy dink nie verder nie. Die belangrikste is om die kos op die tafel te kry, dat die mense kan eet, en dit was vir my die belangrikste gister. Maar toe ek klaar gelees is en klaar gepraat het, en ek weet nie of jy is soos ek is nie, maar ek herkou baie aan die oggend boodskap. Dit help my deur die dag. Daai boodskap dra my deur die dag. Dit help my om 'n bietjie te herkou en 'n bietjie verder te dink aan wat die Here eintlik bedoel en wat hy eintlik praat. Toe kom beruk iets my soos met iemand wat my voor die hemp gryp en nader ruk, toe ruk dit, die woord ruk my nader en sê, jy's nog nie klaar nie. Jy het maar nog net begin. So ek vra groot om verskoning oor vanoggend. Vanoggend gaan ons eintlik aan waar ons gisteroggend opgehou het. As gevolg van gisteroggend se gebeure, kon ek nie eintlik volledig my sê nie, of my, noem dit nou, maar alles reg doen nie. So ek wil graag vanoggend aangaan. So vanoggend, ek meen, as julle my die geleentheid sal gaan, wil ek verskriklik graag weer lees wat ons gister gelees het, so as julle kan onthou, bietjie die mind terug change, daar gaan ons aangaan waar ons gister opgehou het, en daar is so ietsie wat ek wil uitlig gister, wat vir my verskriklik belangrik is. Ek het dit gister genoem, ek wil dit net graag vanoggend 'n bietjie dieper deurtrap, want dis vir my belangrik. Ek meen, as iets my na die tyd voor die bors gryp en nader trek en sê, hey, kom kyk daarna, kyk in diepte daarna, moenie net oppervlakkig daar oorloop, jy besef wat die Here gesê het, maar dink 'n bietjie dieper oor wat gesê is, en ek vir jou sê, toe ek 'n bietjie dieper dink oor wat die Here gesê het in Genesis, toe kom ek agter, dis 'n verskriklike saak, dis eintlik 'n verantwoordelike taak vir my en jou. Ek het die Bybel gister moes gryp en naby, gewoonlik doen ek dit op die online Bybel, en glo nou vir my, toe ek vanoggend kom sit en die versie loop soek in die Bybel, toe moes ek redelik diep soek om die versie in die hande te kry. Nie dat die versies nie daar is nie, maar intussentyd is daar soveel vertalings gewees, en almal haal sekere stukkies weg, wat ek wonder maar net baie keer, of dit reg is, en of het reg vertaal word, en wat op die einde van die dag, wat ons verloor in die proses. Maar ek gaan die stukkie weer lees vir ons, ek moes hom gaan soek, en toe kry ek dit in die Afrikaanse vertaling, 1983, in die Afrikaanse vertaling van die Bybel 1983, so as jy dalk nie dit in jou Bybel presies het, soos ek het sê nie, soos ek het nie, ek het die Bybel hier by my, die Afrikaanse vertaling 1983, en dis die stukkie waar ek ook vanoggend, so met ander woorde, jou Bybel mag hierdie stukkie dalk heeltemal anders te, en hierdie stukkie is vir my so kosbaar, dat ek besluit het in die toekoms in die 1983 Bybel, om in daai Afrikaanse Bybel 83 elke oggend die boodskap te bied. So as jy ooit wonder in die oggende, uit wat se vertaling gaan meld lees, dan moet jy weet, ek gaan uit die Afrikaanse vertaling 83, ek gaan uit daai gedeelte uit vir jou lees.
So die van julle wat julle Bybels reggemaak het, of by die hand het, maak op weer by Genesis. Ons gaan weer lees uit Genesis vers 26. Genesis vers 26. Vir die wat dalk vanoggend ingeskakel is vir die eerste keer, baie goeiemôre, baie welkom. Ons is op 3 platforms op die stadium. Ek probeer my bes. Ek dink ek het dit gisteroggend reg gekry so in die haas. Ek kry nie baie terugvoer elke oggend nie, maar dis goed so. Die Here, ek vertrou die Here, lei ek die Here bestuur. Ek sit maar net by in hierdie voertuig. So dis wat die Here graag wil hê. So vir die van julle wat dit gekry het, hoop ek dit het reg deurgekom. Die platforms wat ons gebruik is WhatsApp. Ek gebruik ook Facebook. By Facebook is daar Kom Laat Ons Boeke Vat. En dan het ek in YouTube het ons ook 'n kanaal by Kom Laat Ons Boeke Vat, waar ek het elke oggend publish, want elke ou het mos maar sy verskillende smaak, sy verskillende manier van doen. So dis hoekom ek dit op 3 verskillende platforms gooi, en daardeur lok ek die mense uit en sê, kom luister elke oggend saam na die woord van die Here. Dis belangriker, dis die belangrikste. Nie dat jy na my kom beluister nie, dat jy in die oggende net vir 'n moment, miskien is dit die sleutel wat jou in die oggend aanskakel, net om jou vir 'n moment te laat stil raak in die woord van die Here. Net dat jy 'n woord kry, en dat jy soos ek gister, soos jy met 'n stukkie biltong in jou mond herkou daaroor, dan kom jy agter, wow, dis eintlik hierdie stukkie het baie diepte. Ons besef nie hoeveel diepte hierdie stukkie het van gister nie, maar ons gaan net so vinnig trap voordat ons klaarmaak vir op die maandagoggend. Splinternuwe dag, soos ek sê, splinternuwe kanse, splinternuwe geleenthede. Ons vra vir die Here dat ons oopmaak vir die kanse en geleenthede, dat ons nie dit laat glip en verbygaan en sê, ai man, het ek maar nie van tevore so opgetree nie. Vers 26, Genesis 1 begin as volgend. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger. Ons beeld, so, kom ons lees hom oor. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. Die stukkie waaroor ons vanoggend gaan praat, ek gaan nou aanlees, is kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers, net tot en met sover. Kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers. Vers 27, God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, daar kom het weer op, as beeld van God, het hy die mens geskep, man en vrou, het hy hulle geskep. En toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, baie belangrik om te luister wat God gedoen het op vers 28, God het hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, en ook oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee, dit sal julle kos wees. Maar as die wilde diere op die aarde en aan die voëls in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef gee ek al die groen plante as kos. En so het dit gebeur. En toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Dit was aand, dit het aand geword, en dit het môre geword. En dit was die 6de dag. Nog 'n stukkie wat vir my pragtig is, en toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Soos ek sê, die belangrikste stukkie wat ek vanoggend wil vinnig deurtrap, net in 'n paar woorde, net om het vir jou te laat besef, waarmee het ek gister geherkou en besef, wow, dis baie diep hierdie God, het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God, het hy die mens geskep. As jy vanoggend 'n bietjie dieper kyk, ek wil vanoggend net so 'n paar woorde sê oor dit, en dan maak ons klaar, en dan is dit die einde van die boodskap, en dan is dit vir jou geleentheid om hierdie maandag te gaan geniet, en natuurlik die nuwe kanse en geleenthede aan te gryp. Ek wil graag vanoggend vir jou sê, ek het 'n bietjie gaan dieper dink oor die woord verteenwoordiger. Dit klink so maklik,
is dit so maklik. Die paar belangrike dinge wat ek uitgebring het, is iemand wat aangestel word om iemand wat nie teenswoordig is nie, te verteenwoordig. So met ander woorde, laat hierdie woorde diep val by my en jou vanoggend, en dat ons diep, wil ek amper sê, ons ore oopmaak en luister vanoggend, aanvanklik wees vir die woord, as ek sê, iemand wat aangestel word, om iemand wat nie teenswoordig is op daai stadium nie te verteenwoordig. Die pligte is om die belange, in hierdie geval, van God te beskerm. My en jou plig is om die belange van God hier op aarde te beskerm. En natuurlik die derde plek, is dit vir my belangrik om te sê dat, om op te tree, soos hy sou gedoen het. Dis wat dit beteken, om 'n verteenwoordiger te vra. Miskien is dit jou in die Heilige Gees se pad vanoggend om te stap en te vra, Here, hoe vaar ek as u verteenwoordiger hier op aarde? Is u tevrede met my? En jy hoef nie diep te vra nie, jy kan maar net vra, maak jou oë toe en vra, of maak jou oë toe en vra en praat met die Here, hy luister, hy is binne in jou hart, hy lewe binne in jou. Vra vir hom, hoe vaar ek as u verteenwoordiger hier op aarde? En as ek foute het, Here, help my, en as u my in 'n ander pad wil lei my. Daar's 3 belangrike dinge, hoe sê hulle, dis dinge wat ek en jy moet doen, as verteenwoordigers, ons optrede moet wees, soos wat God sou opgetree het. As ons besluite maak, moet ons besluit, en baie mooi dink dat ons maak nie besluite oor ons eie eiendom nie, ons maak besluite oor God se eiendom. Onthou net, as jy dit nog nie geweet het, niks behoort aan my en jou nie. Wat ons het, kom van God, en is slegs uit genade. En dan die derde plek, die uitvoering van ons taak, die fisiese uitvoering van ons taak, doen ons asof ons doen vir God. Met ander woorde, dit is baie belangrik, om die 3 dinge te onthou vanoggend. Ons optrede, ons besluite, en ons uitvoering van ons taak. Hoe ons dit uitvoer. Want onthou net, alle uitvoere van die take het consequences. Daar kan dinge gebeur. As jy verkeerde dinge besluit, verkeerde dinge toepas, vir dinge verkeerd uitvoer, is daar definitief consequences wat kan terugkom na jou toe. Dit kan terugkom na jou toe. Nog 'n stukkie wat ek vanoggend op die hart voel om oor te dra aan jou. God soek nie perfekte mense nie. Volgens my sal ek nooit perfek wees nie. Hy soek vir my en hy soek vir jou, en hy weet jy is nie perfek nie, en hy weet ek is nie perfek nie. Maar weet jy wat? God vertrou jou ten spyte daarvan vandag. God maak staat op my en jou as sy verteenwoordiger. En Jesus het voordat hy hemel toe gevaar het, die Heilige Gees geplaas. God het die Heilige Gees gegee vir ons as 'n helper. So met ander woorde, ek en jy is nie nou meer stoksiel alleen nie, ons het 'n helper. Wees rustig, met sy hulp sal jy 'n excellent werker wees of verteenwoordiger wees vir die Here, vir God en 'n fantastiese werk doen. Maar dan moet ons die hulper inroep en vra, help my. Ek is nie perfek nie, ek kan foute maak, help my om hierdie verteenwoordiger werk in hierdie week ernstig op te neem. Help my om die regte optrede te doen, help my om die regte besluite te doen, en help my om die taak wat ek moet uitvoer, vir u 100% uit te voer, dat u tevrede is met my. Kom ons maak ons oë toe in gebed. Liefdevolle Hemelse Vader, baie dankie weer eens vir hierdie stukkie vanoggend, Here, dankie dat u
ons aangestel het as u verteenwoordiger hier op aarde. Here, ons vergeet baie keer die belangrike pos wat ons hier op aarde het om te doen. Ons vergeet baie keer dat wat ons doen het konsekwensies. Ons vergeet baie keer dat wat ons doen en soos ons optree, doen ons nie in optree omdat ons wil en soos ons wil nie, maar ons doen dit as u verteenwoordiger hier op aarde. So ons verantwoordelikhede is baie, baie groot en ek dink nie ons besef elke dag en elke oggend hoe belangrik is die dag wat voor lê, is hoe u wil hê ons moet optree namens u nie. Dankie dat u lief is vir ons. En dankie dat die Heilige Gees daar is om ons te help in hierdie week wat voor lê, as ons moeilike, as daar tough times is wat vir ons voor lê, Here, dankie vir die Heilige Gees wat ons weet ons sal ons help deur daai situasies. Help ons asseblief vanoggend, vergeef ons skulde, ons vermenigvuldige skulde, en help ons om ons skuldenaars te vergewe. Help ons hierdie week en vanoggend om ons paadjie van liefde aan te trek, en die belangrikste is, Here, help ons om dit uit te lewe. Ek dink hierdie laaste 2 dinge in my gebed, Here, moet ons elke oggend herinner word aan ons vergeet baie, baie gou van liefde lewe. U gee in oorvloed vir ons liefde, dat ons beker loop oor. Die minste wat ons kan doen, is om het uit te lewe teenoor almal rondom ons. Ons steek ons arms op in die hemel, ons kyk op na u, ons skil uit vir u, Jesus, take the wheel. Ons is in nood, Here, vat asseblief die stuurwiel, ons gaan hierdie kar afskryf. En Here, ons weet u is die enigste een wat die stuurwiel kan vat en waar ons kan rustig raak en sê, God is in beheer van ons voertuig, ons lewensvoertuig en ons geestelike voertuig. Ons vra die dinge nie omdat se verdien, Here, maar enkel alleen het die groot en gemagtige naam en genade alleen. Amen.